probeer weer. Is jy reg vir die woord? Amen, amen. Draai gaan nou iemand anders toe wat meer spontaan is. Draai weg van die ouens wat so onspontaan is. Sê, in hierdie kerk mag jy praat, hier mag jy maar praat. Kom ons begin met 'n oulike grappie. So Jannie vra vir sy pa, hoekom was Adam en Eva nie Chinese nie? Hy sê, ek weet nie my seun. Hy sê, maar hoekom vra jy? Hy sê, pa, ek het gedink dat ons baie minder moeilikheid hier op aarde sou gehad het. Hoekom my seun? Hy sê, want hulle sou die slang geëet het en nie die appel nie. Halleluja. Wat doen jy deel 2? Ons het 'n wonderlike terugvoer oor hierdie reeks. En ons gee die Here al die eer. Kom ek net gou vir jou ter inleiding net sê, ons gaan die wêreld nie verander deur opinies nie. Ek wil jy moet toelaat dat die woord jou was vanmôre. Miskien is jy iemand wat graag opinies gee. Jy sal weet. Ons gaan die wêreld verander deur ons doen. Jy gaan familie verander deur wat jy doen. Jy gaan jou huwelik verander deur wat jy doen. Jy gaan 'n verskil maak in mense se lewens deur wat jy doen. Hierdie woord, hierdie reeks is 'n oproep vir die kerk om daders van die woord te word. Een van ons grootste frustrasies, dink ek in die bediening vir enige pastoor, enige sterk spreker en prediker van die woord, is juis dat daar te min daders van die woord is. Ons het baie goeie hoorders, mense stap uit en sê, joh, wat 'n wonderlike woord. Sjoe, pastoor Henry kan hom maar preek, nee. Soveel mooi komplimente wat week vir week inkom. Yes, hy kan die woord oopmaak. Alright, ons gee Jesus al die eer as 'n gawe. My vraag aan die kerk is, wat doen jy daarmee? Dis so goed soos ek spandeer soveel tyd, soos wat ek hierdie week weer gedoen het in gebed en om hierdie woord voor te berei vir jou. Om jou te leer, om jou toe te rus, maar ook om dit vir jou aangenaam te maak. En kom ons sê, jy spandeer tyd met 'n maaltyd, nê? En dan kom 'n persoon en sê, ag, hoorie, dit lyk nou heel lekker, maar ek stel nie belang om te eet nie. Hoe sê jy voel? Kom aan, al julle vrouens lyk nou so heilig, maar ek weet, van julle sal manifesteer. Weet jy nie al die moeite en tyd wat ek gemaak het, en weet jy wat dit kos nie, ek het soveel ure voor die stoof gestaan, en. Nee, dit lyk baie lekker, man. Nee, ek stel nie belang. Dis wat mense met die woord doen. Sjoe, dis nou 'n wonderlike woord. Maar jy doen dit nie. En ek weet dat hierdie woord baie lewens gaan verander. Begin sommer in jou eie huis. Gaan jou liggaam verander wanneer jy 'n dader word. Ek moet nou mooi konsentreer, ek het soveel mooi openbaring vir jou. Want die woord het 'n antwoord vir alles. As jy siek is, die woord sê Jesus maak nog steeds gesond. Die woord sê ook jy moet na jou liggaam kyk. Die woord het 'n antwoord vir alles. Hoor gou mooi is hierdie. Die woord praat oor finansies. Maar dit help nie, ons praat net oor finansies en oorgee, maar ons doen dit nie. Dit gaan slegs werk wanneer jy dit doen. Dit wat jy saai, dit sal jy maai. God het 'n bly, moedige gewer lief. As ons praat oor liefde, kom nou, die social media, die wêreld, praat oor liefde. Maar wanneer dit kom by die doen, is dit maar baie min wat dit doen. Kom ons praat oor vergifnis. Die Bybel sê vir jou wat om te doen. As jy jou huwelik wil red, gaan jy moet vergewe. As jy jou huwelik wil maak werk, gaan jy moet leer om elke dag te vergewe. Dis nie iets wat jy eenmaal doen nie, dis iets wat jy aan mekaar elke dag moet doen.
Die woord werk slegs vir jou wanneer jy dit doen. Jy gaan slegs die kos geniet, terug na my voorbeeld oor die maaltyd, wanneer jy dit eet. Kom sê gou vir iemand langs jou, jy moet meer eet, jong, meer eet. Jy sien, hier's nou 'n paar van julle wat vleeslik is. Want jy dink nou, jy eet klaar te veel. Nee, ons praat van die woord, my broer, my suster. Die woord. Jy moet meer woord eet. Die woord gaan jou verander, kan jy amen sê. Die woord gaan jou denke was. Kom aan, geniet hierdie maaltyd wat ek vir jou voorberei. Moenie net praat oor die woord nie, doen dit. Hoe gaan jy verhoudings red in jou familie? Deur om die woord te doen, te vergewe, lief te hê. Dink aan gebed. Mense praat oor gebed. Wanneer gaan jy begin bid? Ek dink die hemel glimlag nou. Die Here Jesus glimlag, want dis wat hy wil hê, dat sy mense daders sal word. Net 'n paar interessante goed, ek het dit nou nie op nie. Ek lees net so 'n bietjie na, dat die gemiddelde ouderdom, die ouderdom wat mense bereik in Suid-Afrika is 72. As jy ouer as 72 is, weet net, dis God se genade. Kan ek gou vir jou net iets sê wat die woord sê? Die woord praat van 70 as sterk jare, 80 dan is jy baie sterk. As dit mense vanmôre 90, baie sterk. Die woord het 'n antwoord vir alles. Ek lees dat die woord sê, hy wil ons seën met lengte van dae. Kom aan, jy moet nou eet, jy moet bybly. As jy nie in die woord is nie, gaan jy nooit die woord doen nie. Jy gaan nie weet wat om te doen nie. Dit is so goed soos ek gee vir jou werk om te doen, maar jy het nie 'n klou wat om te doen nie. So nou is jy onproduktief, want jy weet nie wat om te doen nie. Dit is so goed soos jy koop 'n produk, jy koop 'n nuwe TV, maar jy lees nie die instruksies nie, en nou weet jy nie hoe om hom te installeer nie, en nou sê jy dalk, hierdie TV werk nie. Ek preek goed en julle kyk my so aan. Nee, die woord werk nie vir my nie, pastoor. Nee, jy doen dit nie. Die woord werk vir elkeen wat dit doen. Maak seker dat jy deel 1 gaan luister. 72 jaar as 'n gemiddeld in Suid-Afrika? Ek sê, Here help ons wil baie ouer word as dit. Elkeen van ons het 24 uur in 'n dag. Ek het vir jou gewys dat elke minuut sterf daar 120 mense. Elke minuut word 270 babatjies gebore. Wat doen jy vir die Here? Wat doen jy met die woord van God? Nou Jakobus 1 asseblief. Vers 22 sê, en word daders van die woord en nie net hoorders. Kyk hier, hierdie gaan jou so bless, wat julle self bedrieg nie, want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het, maar hy wat diep insien, van julle kyk diep in die spieël in. Ons sal nou meer daaroor sê. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, dit beteken jy hou aan om dit te doen. Jy doen dit nie 1 maal of 2 maal en dan sê jy, nee, pastoor, ek weet nie, hierdie goed werk nie vir my. Ons kry sulke ouens. Nee, kom praat met mense wat die Here dien oor dekades. Elke week in die kerk, elke maand God se 10de betaal. Elke dag vergewe. Elke dag liefde gee. Nie net wanneer dit jou pas
wanneer jy lekker voel nie, want ons kry mense, hy voel nie lekker nie, dan kruip hy weg. Hy sê, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Hierdie bless my so. Met ander woorde, hulle wat doen, is altyd gelukkig. Kerk, luister gou na groot openbaring. Kan ek gou vir jou sê, daar's hoeveel opnames, surveys al gemaak. Mense wat doen, is altyd die gelukkigste. Mense wat net opinies gee, is nie altyd gelukkig nie. Want raai wat, hy gaan vir elke ding, elke dag 'n opinie hê. En omdat hy nie doen nie, gaan hy altyd fout vind met iemand anders. Mense wat doen, is te besig met wat hulle moet doen. Kom aan, jy moet eet. Draai gou nou met anders doen, sê jy moet stadig eet, hoor, stadig. As jy nie 'n doener is nie, raai wat, jy gaan een van daai wees wat kwaad praat oor ander. Die Here is in hierdie plek. Jy kan jouself toets. Maar die doeners, die ouens wat doen, is te besig om te doen. Ons het nie tyd om kwaad te praat oor ander nie. Ons wil graag die Here behaag in wat ons doen. En net so terloops, wie gee jou die reg om kwaad te praat oor mense? Wie gee jou die reg om enigiets onvriendelik te sê oor enige iemand? Al stem jy nie saam daarmee nie. Mag die Here ons help dat ons hierdie woord ter harte sal neem. Die Bybel sê die daders is gelukkig. Hier het my so gebless. Mense wat doen is vervuld. Mense wat doen is gelukkig. Skryf dit vir jou neer. Raai wat, ek lees so 'n bietjie na. Een van die grootste verwyte wat mense het op hulle sterfbeddens, is juist dit wat hulle nie gedoen het nie. As ek net meer vir daai ou kon sê, ek's lief vir hom, of net meer kon omgee, nou is dit te laat. Dit waaroor mense die meeste hulle self verwyd is dit wat hulle nie gedoen het nie. Nie 'n opinie nie. En elke dag gaan verby. Elke dag is 'n dag nader aan die dag wat kom wat jy nie meer hier gaan wees nie. Ek wil Word and Spirit familie oproep, raak daders van die woord. Sorg dat jy onder die woord sit. Vanaand het ons 'n byeenkoms. Party mense, dis asof hulle besluit wat is vir hulle belangrik en wat nie. Die dader sê nee, ek is gehoorsaam. My pastoor roep my op om iets te doen. Ek kies om gehoorsaam te wees. En jy moet net onthou, wanneer ek vir jou vra om iets te doen, sal dit altyd tot jou voordeel wees. Ek gaan nie vir jou iets sê wat nie vir jou goed is nie. Hoor gou wat sê die boodskap, dit het my so gebless. Net vers 23 asseblief, hy sê, iemand wat net na God se woord luister, sonder om te doen, wat dit vra is soos 'n man wat na homself in 'n spieël kyk, hy sien daar hoe deurmekaar sy hare is. Hy draai dan om en stap weg sonder om sy hare te kam. Omdat hy dadelik vergeet hoe deurmekaar sy hare is. Hey, sexy. God se woord is soos 'n spieël. Ek hoop is mooi op die kamera. Wat doen ons? Elke dag kyk ons in die spieël. Ek gee nie om wie jy is nie, hoe oud jy is nie. Jy hoef nie 'n profeet te wees om te weet, almal kyk in 'n spieël elke dag. En julle wat nou sê, man, ek het nie meer hare nie. Wel, jy het tandepasta op jou mond vergeet, my broer. Of daar seep agter jou ore. Party is nat agter die ore.
Wat doen jy as jy in die spieël kyk? Jy kyk of alles reg is. Vir al die manne, jy maak seker jou zip is op. Jou fly. We need no more fly away there. In die spieël kyk jy, my hare korte kam, so wat doen jy? Nou kam jy. Meeste van ons mans, ons staan net so bietjie voor die spieël, kyk hom net of alles reg is. Maar vrouens sit voor die spieël. Jy kan nie naby kom waar my vrou sit voor die spieël nie. En dit vat tyd. Dis iets wat jy nie kan aanjaag nie. En daar word make-up opgesit, polyfille. Dit vat tyd, dit is 'n meesterstuk elke keer. God se woord is soos 'n spieël. Jy gaan nooit 'n dader word as jy nie in die spieël kyk nie, want jy dink jy het nie fout nie. Jy soek altyd fout by ander, omdat jy nooit in die spieël kyk nie. Wanneer jy in die spieël kyk, dan maak jy seker alles is reg, alles is netjies, ek kan my dag begin, alles is mooi, slaap is uit die oë uit, neus is skoon, ore. Daar's baie keer, onthou ek werk met mense elke dag, en besef ek, ek dink nie hierdie ou te spieël nie. Ag, en jy hoef dit nie vir hom te sê nie. Maar 'n spieël weerkaats wat jy insit. Wanneer jy in God se woord diep inkyk, sê Jakobus. Weet jy wat gaan die woord doen? Die woord gaan die waarheid aan jou openbaar. Die woord gaan vir jou wys, jy kort 'n bietjie liefde. Jy praat maklik daaroor, maar jy wys dit nie. Jy moet leer om te vergewe. Jy sien, die tandepasta is een ding, of die mekaar hare is een ding, en dit fiks ons gou-gou, maar die groot ding is, wanneer 'n Christen rondloop met onvergifnis of bitterheid, hy kyk nie in die spieël nie, sy kyk nie in die spieël nie. Jy moet meer in die spieël kyk. Kan ek gou vir jou iets kragtigs leer? Elke keer wanneer jy vinger wys vir ander, dan wys daar sommer 3 terug na jou toe. Die Here soek sy mense daders, hy kom terug vir 'n kerk wat soos hy lyk. My gebed is dat elkeen van ons die woord sal begin doen. Nie net oor die woord praat nie, ons praat baie oor die woord, en ons wat vir die woord lief is, en ons wat die woord bedien, ons praat elke dag oor die woord, maar ons poog om dit te doen, want dis wanneer dit vir jou gaan werk. As ons dan so netjies wil wees, en so mooi wil lyk, vir die kerk, en vir die werk, en vir elke geleentheid, en ons help mekaar nog reg ook, en sê, jong, kyk 'n bietjie mooi daar, vee net daar af. Hoeveel te meer moet ons nie in die spieël van God se woord begin kyk nie? Ja, hierdie is goed. Hy wat net hoor en nie doen nie, is soos iemand wat in 'n spieël kyk, hy draai om, en hy vergeet wat hy gesien het. In ander woorde, jy sit in die kerk onder 'n wonderlike woord, jy stap uit en jy vergeet heeltemal van die woord en wat bedien is en wat God vir jou probeer sê het vanmôre. En nou verander jy nooit nie. En is nie lank nie, dan gaan jy iemand anders blameer in plaas van jouself. Net in die spieël bekyk. Check yourself. Ek leer ook die kerk deur die jare, kyk vir jouself in die spieël en dan sê jy vir jouself, jy's 'n geseënde van die Here. Jy's 'n gesalfde van die Here. Baie dekades leer ek die kerk dit, vanmôre wil ek vir jou leer. Jy gaan moet in die spieël van God se woord begin kyk. Hou op om ander te blameer en steek jou hand in eie boesem.
Kort jy verbetering? Kort jy verandering in jou huwelik, in jou eie lewe, waar ook al? Hou op om ander te blameer en gaan kyk in die spieël. Die boodskap sê, jy sien jou hare is de mekaar, maar omdat jy nie 'n dader is nie, draai jy om en jy vergeet om jou hare te kam. Kom ons kyk wat sê die NIV asseblief. But whoever looks intently, is 'n baie mooi woord, intently, aandagtig. Sê dit saam met my, aandagtig. Sê dit weer, aandagtig. As jy wil kyk of jy mooi lyk, wat doen jy? Kom aan dames, julle is nou so stil, ek weet julle geniet. Wat doen jy? Maak jy so? Nee, weet jy wat doen jy? Jy gaan sommer 'n paar keer terug. Jy voel of alles reg sit. En van julle wat nie meer so mooi kan sien, jy sommer teen aan naby. Speakeries. Maar hoekom doen jy dit nie met die woord nie? Jou lewe gaan verander wanneer jy in die spieël gaan begin kyk. Jy gaan die vinger na jouself toe wys en sê, ek kort meer liefde, ek kort meer vergifnis. Kom aan, ek kort meer van die vrug van die gees, ek kort meer van die salwing, kan jy amen sê, ek moet meer bid, want die Bybel gaan alles aanspreek. Jakobus was Jesus se boetie. Word vertel dat hy 'n fenominale bidder was, dat sy knie soos 'n kameel se knie gelyk. Van al die kniel. En as asof hy frustreerd is hierdie apostel en hy sê, moenie net hoorders wees, maar julle doen nie. En dan vergelyk hy sê, dis net so goed, jy kyk in 'n spieël na jouself, en jy draai om en jy vergeet wat jy gesien het. Hoe betrokke is jy in die gemeente? Maar tog het jy opinies. Kom aan, laat toe dat die woord jou was. Hoe gereeld bid jy vir mense? Hoe gereeld gee jy en draai jy by op alle gebiede? Hoeveel siele wen jy vir Jesus? Hoeveel mense het jy opgelaai vanmôre in jou kar? Elke sonnagoggend laai ek ook iemand op. Wat doen jy vir die Here? Wat doen jy met daai bronne en seëninge wat hy vir jou gegee het? As jou hare dalk bietjie te mekaar vanmôre volgens die boodskap, kyk weer in die spieël en dan kam jy dit mooi. Het jy dalk 'n kolletjie gemis met die polyfille? En moenie bekommerd wees nie, is nie net vrouens wat polyfille gebruik, manne ook. Deesdae kry jy manne wil soos vroue wees. Party vroue wil soos manne wees. Nee man, sies man. Wees 'n man. Wees 'n vrou. Oom Jaapie, maar kan steeds netjies lyk. Jy kan steeds jou hare kam. Jy kan steeds jou tande borsel. Nou raak dit heerlik. Jy kan steeds lekker ruik. Sê vir jou langs jou, dankie dat jy lekker ruik, jong. Dankie. Ek gee vir jou wonderlike goed vanmôre. Hoe gaan jy uitkom by doen? Jy gaan moet kies om gehoorsaam te wees. Ek gaan nou vir jou wys, maar jy gaan moet leer om in die spieël te kyk, want anders gaan jy nie weet nie.
As jy die Bybel gereeld deurlees, mense vra my gereeld raad oor die Bybel, ek voel soos 'n lewende Bybel, hier is die raad, lees die Bybel deur, oor en oor en oor. Moenie net sekere gedeeltes kies, waarvan jy hou nie, want dis wat mense doen, hulle kies net die roomys. Dit was goed. Net die pizza. Maar jy moet maar 'n bietjie broccoli ook inkry, die Here help my. Jy moet maar 'n bietjie kool ook inkry. En dan sit ons maar 'n wit sousie oor. En dan sê ons het ons groente geëet. Nee man, ons eet agter die wit sous aan. Moenie jouself bedrieg, sê Jakobus nie. As jy in die spieël kyk, gaan die spieël vir jou die waarheid gee. Gaan vir jou sê, hey, hier's fout, hier moet jy verandering bring. En let op, as jy in die spieël kyk, praat die spieël nie nou met iemand anders nie. Want weet jy wat maak mense? Hulle is veronderstel om hulle self so 'n bietjie reg te kry, en dan dadelik praat hulle oor ander. Nee, die woord praat met jou, die Here praat eers met my, dan praat hy met jou. Hey, ek moet my tande bietjie skoonmaak. Is jy met my? En jy gaan moet gereeld in die spieël kyk. En sê, joh, ek kort 'n regstelling hier. Die Engels gebruik die woord correction. Die woord correction is die woord regstelling. Nou gaan jy minder oor ander praat wat nie vir jou so mooi lyk nie. Jy gaan jouself regstel. En wanneer jy reggestel is en in lyn is met die woord, kykie, want die spieël het vir jou die waarheid gewys, nou kan jy begin doen. Want hy sê jy moet jou naaste lief hê soos, maar party is nie eens lief vir hulle self nie. God se woord is God se spieël. Moenie net 'n hoorder wees nie. Word 'n dader. Laat toe dat die Heilige Gees jou vanmôre aanspreek deur my in liefde. Laat toe dat jou denke gewas word. Jy wat so maklik jou meer verloor. Kyk weer in die spieël. Jy wat so maklik aanstoot neem. Nou gaan dit heerlik raak. Jy kyk te min in die spieël. Want wat jy nie weet nie is dat die vyand is die een wat jou aanstoot laat neem, want hy weet as hy dit kan regkry, dan maak jy oop vir bitterheid en onvergifnis. So wat gaan die woord sê? As jy in die spieël kyk, die woord gaan sê vergewe, hoeveel keer? 70 maal 7. Nee, pastoor, ek het nou al baie vergewe, jong. Mense post sulke lawwe goed op sosiale media. Stap net weg. Imagine jou pastoor stap net weg. Want ons moeg raak vir mense wat regtig nie daders is. Nee, ons doen nie dit nie. Imagine die Here Jesus, stap net weg. Hy sê, want weet jy wat, jy het nou al so droog gemaak. Mense post sulke goed. Wat van vergewe weer? Wat van wees soos Jesus? Jy sien, baie van die goed wat mense post op sosiale media, kom nie uit die Bybel uit nie. Hulle kyk nie in die spieël nie. Iemand wat nie onder die woord sit nie, gaan nie weet wat die woord sê nie. Ek sê nie, jy hoef saam met elkeen wimpie toe te gaan nie. Ek sê nie, elke liewe ou moet jou beste vriend raak nie. Nee. Ek sê, die Bybel sê, vergewe, sodat jy vergewe kan word. Hallo, geniet julle die woord. Sê gou vir jou langs, so jy moet meer in die spieël kyk, hoor. NIV sê, whoever looks intently, aandagtig, into the perfect law that gives freedom, môre is vryheidsdag. Daar's geen vryheid sonder Jesus nie. Dit was sommer 'n woord klaar van môre. Suid-Afrika, daar's geen vryheid sonder Jesus nie.
Jy weet, hulle praat vrede, 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 as jy CNN aansit. Ek hou daarvan om so af en toe nuus te kyk, altyd net op datum te wees as 'n leier. Die Bybel sê hulle sal vrede roep en dan skielik, verderf op verderf. Daar sal geen vrede wees sonder Christus. Daarom moet ons baie ernstig bid, ook vir al hierdie sake. Hy sê, and continues in it. So met ander woorde, as jy in die spieël kyk, jy moet aanhou kyk, totdat jy mooi gekyk het, dat alles reg is. As jy 'n dader word, dis nie eenmaal nie, jy moet aanhou om dit te doen. Hy sê, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed. Die gebruik 'n ander woord. Afrikaans sê gelukkig, Engels sê blessed. Dit het my so geseën. Met ander woorde, daders is geseënd. Ouens wat nie daders is nêrens gelukkig nie, in die wêreld nie, want in die wêreld dans ook nou nie voluit nie, want hy voel skuldig. Dan kom in die kerk en daar dans hy in elk geval nie. Dan dink ek, heerlikheid, maar jy het so gesakkie op jou dag. Maar in die kerk is dit halleluja. Skielik is jou stem ook sommer anders. Jou godsdiensgees. Wat 'n vieslike ding. Terwyl die Here wil hê ons moet hom loof en prys, sê die Bybel so? Sê die Bybel hef op heilige hande? Ja. Sê die Bybel klap hande? Ja. Die ouens wat stry is omdat hulle nog nooit in die spieël gekyk het nie. Hulle ken nie die woord nie. Praat die Bybel van dromme en instrumente? Ja. Praat die Bybel van dans in die kerk? Ja. Nie opinie nie. Hallo. Skryf jy volgende neer asseblief. Geef vir jou klomp nuggets. Die woord is soos God se spieël, ek gaan vinnig hierdeur. Dit openbaar die waarheid. Dit vra vir regstelling. Ek het tyd spandeer om hierdie goed vir jou voor te berei. Ek gee dit vir jou. 'n Spieël vra vir correction is die Engels, regstelling. Wat help dit jy kyk in die spieël, maar jy verander nie? Maar jy blameer heeltyd ander. Die spieël gaan maak dat jy aangespreek word. Kom gou hier my mooi vrou. Sy like 'n spieël, jong. Staan nou net daar. Net daar. Nou kyk ek in God se woord, hier is die spieël. Die woord vra van my regstelling. Hier korte verandering. Okay. Let op. Die woord as hierdie God se waarheid, hierdie spieël wat nou die waarheid reflekteer. Praat nie nou met haar nie. Jy gaan dit nou kry. As jy tyd in die spieël spandeer, in die woord spandeer, gaan die woord jou aanspreek. En die Here gaan met jou praat en sê, hey, ek verwag van jou om lief te hê en te vergeef. Ja, maar wat van my vrou? Okay, sy moet ook in die spieël kyk. Jo. Nou gaan die woord met haar praat. Kom weer terug. Praat die woord met jou. Kyk mooi, kyk diep. Hy sê, jy moet aandagtig diep inkyk. Hy sê, as jy 'n dader word, dan word jy wat? Gelukkig en geseënd. Hoekom praat jy heeltyd oor ander? Dankie. Vat die woord en kyk diep in die woord in. Laat die woord met jou praat en die woord gaan vir jou sê, hey, jy moet hier 'n regstellingkie maak. You need correction. Kyk gereeld in die spieël van die woord, skryf dit neer of neem 'n foto. Die woord werk wanneer jy dit doen. Kies om 'n dader te wees, kies om gehoorsaam te wees. Kies om dit daagliks te doen. Ag kom nou. Hoeveel keer kyk jy in 'n spieël in 'n dag?
20 keer, 30 keer, 50 keer. Ja, jy kyk heeltyd as jy bestuur in die spieël. Behalwe dat jy moet mooi lyk. En as jy nou sê, ag pastoor, ek kyk nie baie in die spieël nie, maar ons sien dit, jong. Jy moet meer in die spieël kyk, jy mooier lyk. Jy sê jy het 'n meeting of jy moet kliënte sien, lyk mooi man. Nee, ek is maar so, ons is maar so man. Kyk in die woord, kyk diep in die spieël en laat toe dat die woord jou aanspreek. Wanneer moet jy dit doen? Elke dag. En dan sluit ek af, dit bring geluk. Niks anders gaan jou geluk bring nie. Luister na jou pastoor, jy kan sonde doen soveel as wat jy wil, dit gaan nie vir jou geluk bring nie. Jy gaan heeltyd met 'n leemte sit. Jy kan sekere goede doen en drink en kom ons los nou maar al die detail. As jy nie by die Here uitkom en by sy woord uitkom en toelaat dat die woord jou transformeer nie, gaan jy altyd met 'n leemte sit. Want net die woord, let op, hy sê dit in 2 vertalings, bring geluk. Gelukkig is die man wat 'n dader is. Die hoorder is nie gelukkig nie. Hoekom? Want hy voel nooit vervuld nie. Weet jy wat gebeur? Hy voel skuldig. Die Here wil nie jy moet skuldig voel nie. Die Here wil hê jy moet gelukkig wees. Die Here wil hê jy moet geseënd wees. Sjoe, mag die Here hierdie kragtige woord aan ons harte seën. Share dit met almal wat leef en beef, al jou kinders, al jou bure, al jou vriende, al jou familie. En kyk hoe hierdie woord jou gaan verander. Kyk hoe jy 'n gelukkige ou gaan word, want party ons is net altyd grumpy. Jy kan nou vir hom 'n roomys gee, hy smile en dan nou is dit weer, dan smile hy weer nie. Lyk altyd so. Jy moet meer in die spieël kyk. En weet jy wat? Teresa, kom weer hier my skat, hoekom sit jy so gou? Die Heilige Gees gee vir my openbarings. So partykeer wat ons doen, dan help ons mekaar. Daar's 'n ietsie op die skouer wat ek nie gesien het nie. Ja, en sy trek my altyd reg in. Want ek's altyd voor mense en pluk hier en pluk daar en sê ek net nie so hard pluk nie. En sy sal sê, al was sy vir hoe lank vanmôre voor die spieël, is alles reg. En ons moet kyk, want jy weet, daar's hare en daar's donsies en ons... Kom aan, gee die Here 'n lekker hande klap. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Dankie dat die woord ons denke was. Ek bid, Here, vir soveel wonders en tekens wat hierdie woord gaan volg. Ek bid dat daar soveel verandering sal kom in ons mense se lewens. Dat daar groot vrug sal wees. Here, groot deurbraak, 'n groot herlewing, transformasie. En ons kies vandag, Heilige Gees, met U hulp om gereeld in die spieël van God se woord te kyk. Help ons om oop te wees vir die waarheid. Help ons om oop te wees vir verandering. Want U spieël, U woord, sal net die waarheid openbaar. Ons sê vir U dankie vir U woord. Dankie, Here, vir hierdie wonderlike oggend. Ons gee al die eer. Ons bid ook dat almal nou daders sal wees, wanneer dit kom by die gee van die Here se tiendes en offergawes. Maak elkeen gehoorsaam, Here, in Jesus naam. En almal sê amen en amen en